Hy is 'n sin van God. #2 Beliggaam saam. Vriende, hartlik welkom by ons volgende boodskap in ons mini-reeks in die vakansietyd, naamlik Hy is 'n sin van God. Ek wil saam met jou vinnig net weer stap om net daai prentjie by mekaar te voeg oor hoe begin die storie van die Nuwe Testament. So daar word iemand gebore, sy naam is Jesus, en hy kom leer mense oor die koninkryk van God. En dan sterf hy aan 'n kruis, maar hy word ook opgewek uit die dood. Na sy opstanding uit die dood, verskyn hy weer aan mense, maar hy vaar dan terug op na die hemel. Sy belofte oor die Heilige Gees wat uitgestort sal word vervul. En dit is dan sy volgelinge wat sal bely dat hulle in hom glo, hom en sy woord sal verkondig en mense sal oproep om Jesus te volg. Handelinge kom teken dan vir ons 'n prentjie oor die eerste generasie van Christene. Hoe lyk so 'n prentjie? Dis mense wat saam met mekaar aanbid het, geleer het, uitgereik, vertel het, gedien het. Kortom, hierdie mense was vergader gewees as gemeentes, in die Grieks ekklesia, met ander woorde 'n groepering van gelowiges, wat saam met mekaar byeen is. Maar, wat is dit wat hulle dan aan mekaar bind? In Korintiërs 1 vers 18 sê die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, dit is die krag van God. So, Paulus het vir hulle kom vertel, daar is een boodskap. Hierdie boodskap is Jesus se kruis en opstanding. Dit is wat 'n huisgesin van God by mekaar hou. Dis wat 'n huisgesin van God definieer, is hulle geloof in Jesus Christus as die gekruisigde en opgestane Here. Paulus herhaal dit deur te sê vir hulle in 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het myself voorgeneem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus en wel as oor hom die gekruisigde nie. Vir Paulus is dit baie belangrik in sy teologie, dat wanneer jy 'n prentjie maak oor wie Jesus is, dan kyk jy na die kruis. Jy sien die kruis van Jesus en dan sê jy, maar so lyk die evangelie. So lyk die genade van God. Sien Jesus, sien hom as die gekruisigde, sien hom wat ter wille van julle in julle plek as 'n plaasvervanger gesterf het aan 'n kruis. Maar tog, alhoewel Paulus dit so duidelik aan hulle verkondig het dit nie beteken dat toe hy daar weg is uit die gemeente, daar geen uitdagings in die gemeente sal wees nie. Ja, daar is uitdagings in hierdie gemeente, vele daarvan. Kom ons kyk. 1 Korintiërs 3 sê vers 1, broers, ek kon nie met julle praat soos mense wat hulle die Gees van God laat lei nie. Ek moes met julle praat soos wêreldse mense, soos kindertjies in die geloof in Christus. So hoor julle wat ek hoor? Paulus ontken nie dat hierdie mense in die geloof in Jesus Christus is nie. Maar hy sê dat hulle is so vlak in die geloof dat hy met hulle moet praat soos wêreldse mense, soos kindertjies. Hy kan nie met hulle praat soos mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Nou, wanneer jy Paulus se teologie verstaan, dan sal jy weet dat mense wat in Christus is, wat gered is deur die kruis van Jesus, is dan ook mense wat hulle dan deur die Gees van God laat lei as die gevolg daarvan, as die resultaat daarvan. En nou sê Paulus vir hulle, maar julle is maar soos kindertjies in die geloof. Julle redeneer soos wêreldse mense. Julle redeneer nie soos mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. So nou, wat is die tipe uitdagings wat hulle gehad het? Wat het hier gebeur? Die eerste uitdaging sou die afwesigheid van eenheid wees. Want daar het sekere fraksies in die gemeentes gevorm tussen diegene wat gesê het, maar Paulus is die belangrikste. Ander het gesê, nee, Petrus is die belangrikste. Ander het gesê, nee, maar Apollos is die belangrikste. En Paulus sê, maar die eenheid wat ons nodig het, is nie geskoei in 'n groepie of in 'n fraksie wat by 'n bepaalde apostel of leier in die kerk saam met hom sou span nie. Maar Christus is die belangrikste. Ons is hier ter wille van hom. Ons het onsself voorgenem om oor niks anders te praat as oor wie hy is nie. Dan sien ons, maar wat het ook ontbreek
in hierdie gemeente. In hierdie gemeente het liefde ook ontbreek. Want jy sien, wat is geprioritiseer? Sekere geloofservarings is geprioritiseer. Hierdie mense wat nog hierdie verstaan gehad het van hoe hulle in ander tale kan praat, wat eintlik sy oorsprong het nog buite hulle onmiddellike ontmoeting met Christus. Hulle het daardie godsdienstige idee geprioritiseer bokant om mekaar lief te hê. En daarom sê Paulus vir hulle, as julle in hemelse tale wil praat, dan is dit hoe dit werk binne die Christelike geloof. Maar, om mekaar lief te hê, 1 Korintiërs 13, is die belangrikste. En dit sal hy weer vir hulle in hierdie brief beklemtoon. Wat is die spasie waar hierdie liefde geïllustreer word? Juis in die erediens. En daarom sê Paulus, in 'n erediens is dit belangrik, waar jy in 'n erediens is, dat jy die liefde prioritiseer, bokant 'n ervaring waarby jy kan baat vind, maar ten gunste van 'n boodskap deur profesie waarby almal kan baat vind. En dan sien ons wat het ontbreek in hierdie gemeente. Wat ontbreek in hierdie gemeente is heiligheid. Heiligheid het ontbreek want mense het gesê, apostel Paulus, hy het ons geleer, ons is vry in Christus. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. En nou sê hulle, maar dan kan ons mos leef soos ons wil. Dan is ons mos nou vry om te maak presies soos ons wil. Dan is ons nie meer gebind deur die kontoerlyne van die wet nie, of so het hulle gedink. En dan het hierdie mense swakker keuses gemaak. Dan het hulle nie die heiligheid van God geprioritiseer nie. Heiligmaking van Paulus vind plaas in verskillende sfere van 'n mens se lewe, maar in hierdie brief aan die Korintiërs sonder Paulus een spesifieke sfeer uit, en naamlik die sfeer van seksualiteit. En hy sê, maar Korintiërs, julle het nodig om God se heiligheid ook hierin te prioritiseer. En dan is daar die laaste uitdaging wat hierdie gemeente gehad het. En dit was hulle sekerheid van 'n verwagting vir die toekoms. Ja, want jy sien, hierdie gemeente het ook by Paulus gehoor van 'n kruis en van die opstanding, dat Jesus is die gekruisigde en opgestane Here. Tog is daar toe onder hulle mense wat begin sê, maar die opstanding uit die dood, dit kan tog nie waar wees nie. Nou, pas daai stelling toe op Jesus. As hy nie uit die dood het kon opgestaan het nie, was die kruis nie betekenisvol nie, want juis omdat hy nie net gesterf aan 'n kruis nie, maar opgewek is uit die dood, bevestig die verlossing wat aan die kruis bewerkstellig is. Aan die ander kant om, as jy sou sê, die opstanding uit die dood is nie waar nie, dan sal die implikasie wees daarvan, dat jy na jou eie dood nie 'n verwagting kan hê vir ewige lewe nie, want jy kan nie self opgewek word uit die dood nie. En vir Paulus bestaan die evangelie juist daarin. Christus Jesus, hy het gesterf, maar hy is opgewek uit die dood. Hy is die gekruisigde en opgestane Here. Vir Paulus sê hy, sy begeerte is om saam met Christus te sterf, maar ook saam met hom lewend gemaak te kan word, om te kan deel in Christus se sterwe en opstanding. Dis vir Paulus die kontoerlyne waarlangs hy die evangelie verstaan. So, hoe reageer Paulus? Hy reageer natuurlik met 'n brief, want Paulus kan nie onmiddellik terugreis het na daardie gemeente en gemeenskap toe nie. Maar hy kan 'n brief skryf. En hy is nog, wanneer hy die Korintiërs brief skryf, is dit waarskynlik een van sy vroeë briewe wat hy skryf. Wanneer hy iets merkwaardigs doen, wat ons dalk as vanselfsprekend aanvaar. Maar wat doen Paulus? Hy wysig die templaat van 'n destydse sekulêre brief in 'n tipiese Griekse of Joodse skryfstyl. Wysig daardie elemente om nou 'n nuwe iets te kan skep. 'n Brief wat as 'n kommunikasiemiddel kan dien, as 'n voertuig tussen hom en 'n gemeente, sodat 'n gemeente selfs in sy afwesigheid kan hoor. Wat leer Paulus die apostel nou vir ons? So, wanneer hy met hulle praat, dan raas hy met hulle. Ja, ander plekke
onthou hy ook hulle geloof. Maar hier sê hy, maar ek praat met julle meer net soos kindertjies in die geloof in Christus. Hy sê, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kan dit nog nie verteer nie. Hoor jy dat ek hoor, hoe raas Paulus met hulle? Hoe hartseer is dit vir hom? Hoe teleurgestel is hy, dat hierdie mense so vinnig van soveel sleutelwaarhede in die evangelie, wat hy geleer het, kon afgedwaal het. Wanneer ons vanoggend by mekaar is, dan sê ons dat 'n huis is 'n van God. Mense wat glo in Jesus Christus, bly nie slegs saam nie, maar #2, hulle beliggaam saam. Nou, wanneer mense saam met mekaar beliggaam, dan sê Paulus in die Korinteërbrief, daar is 2 beelde wat hy hieraan koppel, wat ons dan gebruik om die begrip huisesin van God mee te kan verklaar. Die 2 beelde is, die eerste is die van 'n huis of van 'n gebou. In Korintiërs 3, vers 9, julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy nou verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as een wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of dit nou goud, silwer, edelstene, hout, gras, strooi is waarmee iemand op die fondament bou. Dan sê hy later, maar dit sal nie lig kom wanneer Jesus weer kom. Maar Paulus sê, wanneer ons dink aan 'n huisesin van God, is hulle nie net 'n gesin nie, maar hulle is ook 'n huis. 'n Huis wat gebou is op die fondament van Jesus Christus. Dis die fondament waarop hulle staan, wat hulle definieer. Hy is die gekruisigde. Maar dan sê Paulus, binne die huis is daar ook 'n gesin. Daar is 'n liggaam. Een liggaam met baie lede. In Korintiërs 12, net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry is. Ons almal is deur die een gees van God deurdrenk. Die liggaam bestaan nie net uit een lid nie, maar uit baie lede. So daarom kan ons sê, ons praat van 'n huisgesin van God, want ons is gebou soos 'n huis op die fondasie van Christus, maar ons is ook 'n gesin wat saam met mekaar lewe. Een lid, baie lede, soos 'n gesin. En daarom bly ons as 'n gesin nie net saam, op wat is die fondasie waarop ons huis staan nie, maar ons beliggaam ook saam as 'n gesin die geloof wat ons bely. En ons doen dit eerstens aan die hand van eenheid. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 1, vers 10, ek doen 'n beroep op julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus om eensgesind te wees. Daar moet by julle geen verdeeldheid wees onder julle nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Paulus sê, wanneer ons 'n huisgesin van God is, wat die geloof wat ons bely beliggaam, dan is daar nie plek vir fraksies nie. Want die geloof in Jesus, dit oorspan enige verskille wat daar tussen ons mag wees. Die tweede aspek van hoe ons as huisgesin van God die beliggaaming illustreer, is deur heiligheid. Ja, vir Paulus, wanneer ons dink aan wie God is, wanneer ons dink aan hoe ons voor hom leef, sê Paulus, maar heiligheid is die uitgangspunt. Heiligheid wat geprioritiseer moet word op elke terrein van ons lewe. Maar hier vir die Korintiërs, waar mense nie net in buiteegtelike verhoudings verkeer het nie, maar self tot in tempelprostitusie deelgeneem het, vertel geleerdes ons. Sê Paulus, heiligheid spesifiek met die oog op seksualiteit. En daarom skryf hy dan vir hulle in 1 Korintiërs 6 vers 18, julle moet met seksuele losbandigheid niks te doen nie. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie meer aan julleself nie. So nou sê Paulus, maar as ek nie myself behoort nie, behoort ek aan God, en dan leef ek nou nie meer vanuit myself uit nie, maar ek leef onder leiding van die Heilige Gees. Ek leef onder die regering van Christus, en daarom kan ek nie nou meer toegee aan
dit wat die vlees sou prioritiseer nie, maar ek leef nou volgens dit wat die gees prioritiseer, naamlik die heiligheid van God in elke aspek van my lewe. Die derde aspek, hoe hy se sin van God, die geloof wat hulle bly beliggaam, is liefde. Hierdie pilaar waarop hy se sin van God staan. 1 Korintiërs 13 praat daarvan. In vers 1. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal of 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en al ken ek al die geheimenisse, en al besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Nou interessant genoeg dat 1 Korintiërs 13 staan tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. 'n konteks wat die spasie van die ontmoeting van die gelowiges beskryf het. En in hierdie spasie sê Paulus, hier is dit nie van belang wanneer ons moet sê, wat is dit wat slegs jou voordeel nie. As jy in 'n taal kan praat, maar daar is niemand om dit uit te lê nie, bevoordeel dit maar net vir jou, maar nie vir die ander mense in die huisgesin van God nie. Maar wanneer daar profesie is, dan kan die woord van God aan almal bekend gemaak word wanneer dit geprofeteer word. En dan sê hy, hoe verstaan ons die onderskeid? Wat moet geprioritiseer word in die byeenkoms van die gelowiges? Hierdie liefde vir mekaar. Want jy sien, die ontmoeting van die gelowiges by mekaar is die oefenspasie waarin ons oefen om toe te neem in ons liefde vir God en vir mekaar. So nou sê Paulus, al het ek al die tale van engele, maar ek het nie liefde nie, dan is ek leeg, dan is ek maar soos 'n klinkende metaal of 'n galmende simbaal. En al het ek ook die gawe van profesie en ek ken ek die geheimenisse en kan ek dit openbaar maak, dit waarvan hy in die volgende hoofstuk gaan skryf. Julle hoor die refrein van 1 Korintiërs 12 en 14 wat 1 Korintiërs 13 omarm. Maar hy sê, ek het nie liefde nie, dan is ek niks. Want in die geloofsgemeenskap, in die hart daarvan, vergader ons om nie net God lief te hê nie, maar ook om te oefen om mekaar lief te hê. En dan die vierde en laaste aspek of pilaar wat huisgesin van God help om die geloof wat hulle bely te kan beliggaam, is die pilaar van sekerheid. In Korintiërs 15 sê in vers 52, by die laaste trompet sal dit wees in 'n oomblik, in 'n oogknip sal dit gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word. En ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word, die sterflike met die onsterflike liggaam. Paulus sê, maar wanneer ons seker is oor Jesus se sterwe en opstanding, dan sal ons seker wees oor wat gebeur met ons eie sterwe, dat ons self sal opgewek word in Christus uit die dood. En Paulus sê, dit is die sekerheid, wie Jesus is, en dan wat my toekoms in Jesus is. En dit is die sekerheid wat die huisgesin van God nodig het, om die geloof wat hulle kan bely, nou reeds te kan beliggaam. Maar kom ons pas hierdie 4 pilare toe op ons gemeente, hoe huisgesin van God die geloof waarop hulle gebou is, kan beliggaam. Die eerste aspek is eenheid. Stel jouself voor, hoe gaan dit lyk as ons gemeente die eenheid van Christus nog meer kan sigbaar maak? Wanneer mense na ons gemeente kyk en sê, maar ons sien die eenheid onder julle gelowiges, vertel vir ons van Christus. Ons sien daar's iets anders in julle lewe. Die tweede pilaar, naamlik heiligheid. Stel jouself voor wanneer jy 'n spieël sou ophou en aan jou eie lewe sal dink. Watter aspekte is daar in jou lewe waar die heiligheid van God nog in jou lewe ontbreek? Is dit miskien in dit wat jy dink? Is dit miskien in dit wat jy doen? Is dit miskien in daai woorde wat jy sê? Of is dit miskien in die beheer van jou eie seksualiteit? Wanneer ons dink aan die derde pilaar, die pilaar van liefde, stel jouself voor, wat is die impak wat ons as gemeente kan maak om vir ander te kan illustreer, maar hoe lyk God se liefde in 'n stikkende wêreld? Wanneer ons God se liefde vir ander mense sigbaar maak,
God se liefde wat mense oproep tot bekering. God se liefde wat mense oproep na die kruis, om hulle pakkies te kom neersit, sodat hulle nie meer langer slagoffers hoef te bly van stikkend, gebrokenheid en seer nie, maar sodat hulle heling kan vind by God, deur Jesus, die gekruisigde, wat die deur na God toe oopgemaak het, sodat my skuld vergewe kan word, sodat my straf gedra kan word. Stel jouself voor, wat is die impak wat ons as 'n gemeente in 'n gemeenskap kan maak, wanneer ons vir 'n gemeenskap sê, maar daar is 'n lewe groter, ryker, beter en dieper, en dit is in Christus gevind. Maar dit gaan gebeur wanneer ons oefen in ons eie geloofsgemeenskap, om daardie liefde self te omhels, en self mekaar hier te kan herinner. Want as ons dit in ons eie geloofsgemeenskap kan raak sien, hoe ons kan toeneem in die begrip, kennis, diepte en realisering van God se liefde, dan kan ons dit vir 'n wêreld gaan sigbaar maak. Die 4de pilaar van sekerheid. Stel jouself nou voor, as ek en jy lewe nou met die sekerheid, terugskouend op Jesus se kruis en opstanding, vooruitskouend op my eie deelname aan Jesus se wederkoms en opstanding uit die dood. Hoeveel gaan dit nie my lewe kan verander as ek nou reeds vanuit geloofssekerheid kan leef saam met 'n geloofsgemeenskap nie? En daarom sê ons dat 'n huisgesin van God bely nie net slegs wat hulle glo nie, maar hulle beliggaam saam met mekaar wat hulle glo. Maar wanneer ons vanoggend hier is, dan dink ek ook dat iets hiervan, van hierdie refrein, van bely tot beliggaam, hoor ons ook in die taal wanneer iemand belydenis van geloof kom aflê. Want dan sê hy nie slegs hy bely nie, maar hy sê hy wil beliggaam. Hy sê nie net ek bely dat ek glo nie, maar hy sê ek wil beliggaam wat ek glo. En ek wil dit doen hier, in 'n huisgesin van God. So, ten eerste, wanneer jy belydenis van geloof kom aflê, het jy gesê, die vraag het gelei, glo jy in die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament, en in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is. Met ander woorde, jy sê, maar ek glo soos hierdie gemeente, dat die Bybel en hoe die Bybel vir my dit verduidelik, deur ons belydenisskrifte, my vertel wat ek nodig het om van God te weet. Vir my vertel hoe Jesus die deur vir my oopgemaak het, dat ek in 'n verhouding met God kan staan. Maar ten tweede sê jy beloof, jy beloof dit, om as 'n lidmaat van die gemeente van Christus, deur sy genade, in die belydenis en die leer, tot aan die einde van jou lewe te volhard, en ander leringe wat daarvan afwyk te verwerp. So, jy sê, dat ons ander teachings ook, ander kerke leer goed op ander maniere, maar jy wil in die gereformeerde manier van die uitdrukking van geloof, jy wil in hierdie manier volhard. Dis 'n manier wat sê, maar God kies my, hy neem inisiatief in my verlossing, en daarom antwoord ek met geloof. Maar dit verskil van baie ander boodskappe, en daarom het ek en jy nodig om weer na te dink oor hoe prioritiseer ons werklik die gereformeerde verstaan van geloof, wat sê God kies my. Ten derde, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en aktief deel te neem aan die werksaamhede van die kerk? Met ander woorde, eenvoudiger gesê, beloof jy om deel van die gemeente te wees, aktief deel te neem aan die bedienings en die aktiwiteite van jou gemeente, meer as net om Sondag kerk toe te gaan, daai Sondag wanneer ek so voel, maar om regtig betrokke te wees in jou gemeente. Jy hoor hier, jy bely dat jy glo, maar jy beliggaam dit in 'n geloofsgemeenskap deur aktief deel te neem. Ten slotte, beloof jy dat jy jouself onderwerp aan die kerklike opsig en tug. Dit beteken dat jy en die res van die gemeente wat jy vra, help my om te leef dit wat ek glo, en dat jy en die res van die gemeente sal uitkyk vir mekaar, om mekaar verantwoordbaar en aanspreeklik te hou vir die geloof wat julle bely. En as ek sien dat hier is 'n medebegenadigde saam met my in die huisgesin, maar hy is iets in sy lewe wat nie reg is nie, dat
ons in so 'n verhouding tot mekaar staan, dat ons die vrymoedigheid het om in liefde mekaar daaroor wederkerig met groot verantwoordelikheid te kan behoort aan te spreek. So vriende, vanoggend is ons hier, want ons sê ons is 'n huisgesin van God, wat saam met mekaar bely dat ons glo, maar beliggaam wat ons glo. En die goeie nuus is, jy het plek hier, in hierdie huisgesin. Jy is welkom hier, en jy behoort hier. Mag ek en jy 'n huisgesin van God wees, wat nie net bely dat ons glo nie, maar beliggaam wat ons glo. Omdat ons die evangelie van Jesus Christus ken. Hy is die gekruisigde en opgestane Here. Dit is die fondasie, maar van ons geloof. En daarop, die fondasie waarop ons gebou is, daarop kan ons as geloofsgemeenskap lewe, groei, en die geloof wat ons dan bely, ook beliggaam, en saam met mekaar, as huisgesin van God, mag jy vandag weer hoor, dat jy te verantwoordelikheid in hierdie huisgesin van God, mag jy hoor, dat God nooi jou, om jou plek hier in te neem, en mag dit 'n spasie wees, waar jy saam die huisgesin van God, al meer groei, om al meer soos Jesus, die hoof van ons liggaam, en ons huisgesin te word. Amen.